Kom ons gee die familie geleentheid om in te stap. Baie dankie, ek kan die plekke inneem. Ons wil u elkeen hartlik welkom heet by hierdie geleentheid en vir u baie dankie sê dat u ook hierdie tyd uitgekoop het as familie, as vriende, as ook Tygerberg gemeente en miskien kollegas en mense wat in Omani se lewe deel van was, pad geloop het. En ook die van u wat inluister of later dalk na hierdie geleentheid gaan kyk en luister, ook vir u baie welkom. As u die blaadjie so kyk, wat 'n baie mooi foto. Ek het vanmôre so 'n bietjie met ons gesin gepraat en op pad hierheen ook mense gedagtes gaan so in baie rigtings as jy begin dink aan herinneringe. En ek dink hierdie is 'n besonderse foto. En ook hoe ons Omani gaan onthou, daardie glimlag, vriendelikheid, altyd 'n glimlag op sy gesig. En dit is dan hoekom ons vanoggend hier saam is, 'n liefdevolle herinnering van 'n kosbare geliefde, Hermanus Johannes de Villiers. En daar aan die onderkant het ons sy aankoms in hierdie lewe 26 Desember 1935 en dan ook die vertrek 3 Julie 2024, vertrek om met die Here te wees. Wat Paulus sê, die lewe is Christus en die sterwe is 'n wins. En dan skryf hy verder, hy sê dat hy het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. En dan noem hy hierdie met Christus wees, die verlange om heen te gaan, die vertrek van hier vir die kind van die Here. En hy sê, dit is verre weg die beste. So om in hierdie liggaam uit te woon, by die Here in te woon, die aankoms van dit wat die kind van die Here na uitsien in sy lewe hier op aarde, is verre weg die beste. Nou ek wil vir julle as familie, naaste familie, Tannie Lenet, 48 jaar, eggenoot, Tino en Sureta en Rika, en Michelle, en dan is oom Johannes hier, die susters Daline, Martie, de Villiers, die kleinseun François, agterkleinkinders Mackenzie en Mylie, wil ons vir julle vanoggend sê dat ons saam met julle vanmôre hier die Here vertrou, dat julle hom sal beleef as die God van alle vertroostinge en die Vader van alle ontferminge. Julle sy teenwoordigheid, dat julle sy hande en hom hier sal beleef, en ook as ons later hier na die ter aarde bestelling beweeg en terugkeer en verversing saam geniet, en dan later as almal wegbeweeg en elkeen terug na sy plek en werk en lewe, en die oproepe dalk minder raak en selfs by tye dalk ophou, dat julle steeds bewus sal wees dat die Here is met julle. Hy sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Dat julle hom so sal beleef van hierdie tree tot die laaste ook tree van julle lewe. Mag die Here julle so op 'n besonderse wyse vertroos en versterk. Ek het ook weer gedink aan Spurgeon en ook D.L. Moody, wat albei, lees ek hierdie woorde geuiter het, daar gaan 'n dag kom wat julle gaan hoor, lees, verneem, dat ek nie meer lewe nie. En het hulle gesê, moet dit vir geen oomblik glo nie, want dit sal nie die waarheid wees nie. Want van daardie oomblik sal ek meer lewend wees as ooit tevore. Nou oom Mani het heen gegaan om met die Here te wees. Hy's nie meer hier op aarde nie, maar hy's meer lewend
as nog ooit tevore, waar hy ook verlang het om heen te gaan en ook met die Here te wees. Ek gaan vra dat ons net so daar waar jy sit, kom ons buig net so 'n oomblik in gebed voor die Here, en dan gaan ek vir ons voorgaan. Dierbare Here, baie dankie dat ons in tye soos hierdie van smart, van hartseer, van verlange, van 'n leemte. Ek dink 'n leessitplek by 'n Woensdagoggend Bybelstudie, waar daar ook by hierdie geleentheid van daardie Bybelstudiegangers vanmôre gekom het, om hulde te bring en eer te bewys aan 'n geliefde wat ons voorgegaan het. 'n Leessitplek in 'n kerkgebou op 'n Sondag. Omani was altyd daar. Here, hy was altyd daar, en altyd met 'n glimlag. Net hom gehoor, sy glimlag, sy gelag, en sy gesing, en sy gesels. Dit het alles nou hierdie kant stil geraak. En ons gaan, en is, en sal dit baie, baie mis. Al gaan vir ons daar kom, vir hierdie familie, vir Tannie Lenet, vir Tino, vir Soreta, Rika, en die ander familie, van groot gemis, van trane. Ons het soveel herinneringe. Hulle is soveel meer as familie. Ons het so 'n kykie gehad na fotos, terwyl ons hierin gestap het en ons sitplekke kom inneem het. En daar is talle ander momente, geleenthede, wat ons nog gaan roep, wat ons gaan oorpraat, wat ons nog mekaar gaan oordeel. En ons gaan nog lag, ons gaan nog huil, en ons gaan nog verlang. En daar gaan nog 'n keer wees wat ek net wil goeiemôre of goeienaand sê, of net vra, pa, hoe gaan dit, of 'n oproep net maak, om net 'n gesels, of net weer 'n kuier te doen, en dit sal nie weer in hierdie lewe gebeur nie. Maar Here, baie dankie ook in die troos van dit wat ons hier beleef, vir die kind van die Here, dat dit nie tot siens is nie, maar tot weersiens. Dat daar in hemelse heerlikheid ons vir alle ewigheid by U gaan wees, maar ook by mekaar. En die kring daarbo, bid ons, Here, sal dit volmaak wees. En daarom vertrou ons dat U dan ook hierdie geleentheid, terwyl ons vra dat U trane, wat U sien, dat U dit afdroog, dat U versterk, dat U vertroos, en dat U bemoedig. Soos die psalmdigter sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ons dankie, U is ons hulp, in 'n tyd soos hierdie, vir hierdie geleentheid, maar ook elke tree, wat van hier af verder vandag gegee gaan word. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Voor ons die aanvang sang gaan saam sing, soos wat u in die blaadjie het, wil ek ook net noem dat ek hierdie program lei, die woord bedien, en dan gaan ek later vir Dominee Bill Barkley geleentheid gee om die huldeblyk en die bedankings te kom doen, en dan as ons van daar vertrek na die begrafplaas hier in Onderrusrivier, die Ter Aarde bestelling, sal my ander kollega, medeleraar, Dominee Gerard Kreer, sal dan die Ter Aarde bestelling hanteer, soos dit ook dan die versoek en begeerte van die familie dan was, dat het so sal gebeur. Maar kom ons staan, jy ken hierdie lied, as jy die blaadjie oopmaak aan die regsbo, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Nou, Mani was lief vir sing, ek onthou met die Bybelstudies in die oggende, het hy sommer so 'n boekie saamgestel, afgedruk, A4 en gebring, en ons het lekker uit hierdie bindeltjie, of althans sy bindeltjie gesing, en kom ons staan, en dan sing ons heerlik ook saam van hierdie pragtige lied.
baie dankie, ek kan die plekke inneem. Ek het ook so 'n bietjie vroeër met 'n niggie van Omani gesels en sy het gister hier na 4, so by 4:30 se kant, het sy ook haar man aan die dood afgestaan. Hulle is ook hier vanmôre en ons hart en simpatie gaan ook uit na julle, ook na Tannie en vir julle as 'n familie. Mag julle terwyl ons die Here vertrou vir vertroosting vir hierdie geleentheid, julle daardie selfde vertroosting en ontferming van die Here beleef, ook hier vanoggend saam. Nou ek glo, die jare wat ek oom Mani geken en leer ken het, dat sy groot begeerte by hierdie geleentheid, dat dit sou wees dat die evangelie verkondig sal word. Dat die evangelie gepreek sal word en dis wat ek graag poog, nou by hierdie skriflesing en die bediening van die woord, wat ek graag vir u voorhou uit Hebreërs hoofstuk 9, baie bekende gedeelte, net so 2 verse daar, Hebreërs 9 vers 27 en ook vers 28. Jy ken hierdie gedeelte, jy hoef nie daarheen te blaai nie, kan net luister of selfs dalk op die foon eens daarheen te gaan nie, maar kom ons luister na die woord van die Here, kom ons stel ons harte oop. Oom Mani het heen gegaan om met die Here te wees. Hy is nie meer hier nie. Maar ek en jy het agtergebly. Ons is hier, die Here praat met ons deur die dood, maar hy praat ook met ons deur sy woord, baie duidelik. Praat hy met ons deur sy woord, 'n oproep om ons elkeen ons eie lewe in oënskou en te ondersoek hoe danig ons lewe is, of ons in die geloof is, of ons seker is dat Christus Jesus in ons woon, dat ons aan hom behoort, dat ons weer gebore is. En dit is die pleidooi en ook die poging van by so 'n geleentheid is dat jy sal seker maak. Dat jy sal seker maak as jy oë in hierdie lewe sluit, alvorens jy dit doen, dat jy sal seker maak dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet dat jy aan die Here behoort, dat jy die ewige lewe al ontvang het, deur die wedergeboorte, tot bekering gekom het, geloof in Christus geplaas het en die Here jou 'n nuwe mens kom maak het. En ook die vrug, die lewe wat daarby dan pas en getuig daarvan. Ek lees dan vir jou uit Hebreërs hoofstuk 9 vers 27 en vers 28. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ek wil graag vanoggend met jou praat by hierdie gedenkdiens, huldeblyk geleentheid, begrafnisgeleentheid, onder 'n tema vanuit hierdie 2 verse, 4 dinge wat God bestem het om te gebeur. En ek noem vir jou hierdie 4 dinge uit ons skriflesing. Die eerste een is, die mens is bestem om eenmaal te sterwe. Die tweede, die mens is bestem om geoordeel te word. Dan het ons ook gelees in die derde punt, wat ek graag met jou wil praat, is dat Jesus was bestem om eenmaal te sterwe. En dan in die vierde plek, Jesus is bestem om weer te kom. So hierdie 4 punte en die gedagtes onder dit graag met jou deel. Ek lees van 'n sekere Bernard Jacobs wat op 'n stadium in sy lewe hierdie woorde geuiter het: Of all the things in the world I think least about, it's what happens after you die. En het hy hierdie sin afgesluit: dead is dead. Dis wat hy gedink het. Dis wat hy bely het, dat as jy dood is jy dood en dit is verby en alles het net tot 'n einde gekom. Daar was 'n jong Duitse teoloog, die aand voordat die Nazi's hom opgehang het in 1945, het hy so anders gekyk na die dood en dit wat daarna
vir hom voorlê, dat hy gesê het, vir my is dit die begin. Vir my is dit die begin. So kom ons kyk na die 4 punte onder hierdie tema, 4 dinge wat God bestem het om te gebeur. Die eerste een dan, die mens is bestem om eenmaal te sterwe. Ons het dit gelees in Hebreërs 9 vers 27, dat God dit so bepaal het, dat hy dit so beskik, dat 'n sterwende prediker by so 'n begrafnisgeleentheid vir 'n sterwende gehoor net weer daaraan moet herinner dat ons het 'n afspraak met die dood wat ons nie van kan wegkom of van sal kan vlug nie. Omani het hierdie afspraak met die dood gehad en dit lê vir my en vir jou lê dit nog voor. Ons lees in verskillende gedeeltes in die Bybel. Kom ek noem jou so 'n paar. In Genesis 3 vers 19. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde. Want daaruit is jy geneem. Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, sê die woord van die Here. So is baie duidelik dat dit vir elkeen van my en van jou vir ons voorlê. In Prediker 3 vers 1 tot 2 skryf die wyse Salomo, alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. En dan maak Salomo geen melding tussen hierdie 2 tye, die aankoms en die vertrek in en van hierdie lewe nie, want dit is so kortstondig en vinnig verbygaande dat hy sê daar is 'n tyd om te kom en daar is 'n tyd weer om te gaan, te vertrek, 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. En vriende, geliefdes, familie, ons dae is getel. God het so 'n tyd bepaal en dit bestem tot op daardie laaste dag het hy ons daar bepaal. Dis dan verder in Prediker, so 'n paar hoofstukke net verder in Prediker 9 vers 5, waar Salomo ook sê dat want die lewendes weet dat hulle moet sterwe. En dit sluit elke mens op aarde, en al dink ek en jy nie dikwels oor die dood nie, al gaan daar soms dae verby dat ek en jy nie eers daaraan dink nie, want ons beplan vir hierdie lewe, ons beplan vir die aftrede, vir die ou dag en alles rondom hierdie lewe, en dat die dood nie dikwels of baie van ons gedagtes of selfs beplanning opneem nie. Maar sê die woord van die Here dat die lewendes weet dat hulle moet sterwe, selfs ateïste, selfs ander wie ook al niks van die Bybel glo, nie 'n woord van die Bybel glo of selfs nie in God glo nie, weet dat hulle moet sterwe. Baie duidelik, die woord dit vir ons so stel. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar ons weet dat dit gaan gebeur. Dit kan vandag gebeur. Ons kan hier vertrek en op pad terug wees, en dit mag agter 'n stuurwiel gebeur, dit kan in ons slaap gebeur, dit kan in 'n ICU gebeur, soos Amani se niggie se eggenoot gister rondom 4:30 heen gegaan het. Maar die Here weet, maar ons weet nie, en daarom is dit baie belangrik dat ek en jy hierdie kans, geleentheid ook, by hierdie geleentheid gebruik sal maak om ons saak met die Here reg te maak. Die dood mag vir ons, hoor mooi, dalk baie nader wees as wat ek en jy vanoggend dink. En daarom elke dag te leef asof dit ons laaste dag is. Elke kans aan te gryp as dit 'n laaste kans geleentheid is. Nou, ons het genoem met baie voorbereiding wat ons maak. Selfs vir hierdie geleentheid is daar baie voorbereiding gemaak. Maar wat 'n voorbereiding het jy al gemaak vir die ewigheid? Wat 'n voorbereiding het jy al gemaak vir die lewe hierna wat vir alle ewigheid gaan voortduur? Daar is 'n einde aan hierdie aardse lewe.
En alles rondom hierdie aardse lewe kom tot 'n einde. Maar die ewigheid het geen einde nie. En wat 'n voorbereiding het ek en jy al daarvoor gemaak. En dit is die Amos, die profeet Amos, die hierdie uitroep, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Iemand het dit so gestel, we are not truly ready to live until we are prepared to die. Jy is nog nie waarlik gereed om te lewe as jy nog nie voorbereid is om te sterwe nie. En baie mense voer 'n bestaan, meeste mense voer net 'n bestaan, maar het nog nooit begin lewe nie, want hierdie lewe is in Christus en hom alleen. So die vraag dan ook vanoggend weer en weer is, waar gaan jy jou oë oopmaak as jy dit in hierdie lewe sou sluit? Waar gaan jy die ewigheid deurbring? Want die mens is bestem om eenmaal te sterwe en die vertrek, die heengaan vir die kind van die Here is om met Jesus te wees. En die dood is vir die kind van die Here wins. So daar is twee eindbestemmings. Daar's net twee tipe mense op aarde, die wat waarlik weergebore gered is en die wat nog nie is nie en nog ongered is. Daar's net twee weë. Daar's net twee eindbestemmings waarheen hierdie weë jou sal bring. Die een is die hemel en die ander een is die hel. En jy is op pad na een van hierdie twee. Van julle is op pad hemel toe, maar daar's ander wat nog op pad is op die breë weg wat lei na die ewige verderf. En daarom hierdie oproep in hierdie eerste gedagte, die mens is bestem om eenmaal te sterwe, en waar sal jy jou oë in die ewigheid oopmaak as jy dit in hierdie lewe sluit? Die tweede van hierdie 4 punte is, die mens is bestem om geoordeel te word. Ook in vers 27 van Hebreërs 9. En hier is 3 onderafpunte wat ek jou graag net wil noem en die woord van die Here vir jou daaromtrent wys. Die eerste een is die dag van oordeel. Die tweede een is die veroordeeldes en 'n derde die plek van oordeel. Dat God het 'n dag bepaal. God het 'n plek bepaal, maar ook diegene maak hy dit duidelik wie by daardie geleentheid sal voor hom staan om geoordeel te word. Die mens is bestem om geoordeel te word. Die dag van oordeel, Handelinge 17 vers 30 tot 31 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. Familie, geliefdes, vriende, gemeentelede, dit het so skaars woord in ons dag geword. Die woord van dat jy jou moet bekeer. Dat jy jou moet bekeer. Dit is steeds die boodskap van die evangelie van die Bybel. Dit was die boodskap wat Jesus hier op aarde gebring het. Dit was die boodskap wat die apostels gepreek het. Dit was die boodskap van Johannes die Doper. Dit was die boodskap van die Ou Testamentiese profete en die kinders van die Here, dat mense hulle moet bekeer. Maar dan gaan Petrus skryf verder in Handelinge, het hy geskryf, omdat God het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, hoofletter M, wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom, hierdie man, uit die dode op te wek. En ons is nie onseker oor wie hierdie een is, deur wie die oordeel, wie aangestel is, dis Jesus Christus. En dan die veroordeeldes, Johannes 5 vers 24 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. So wie gaan daardie tyd, daardie dag, daardie plek van oordeel mis, gaan nie daar wees nie. As ons sê wie daar gaan wees, of daar is so 'n geleentheid, wie nie daar gaan wees nie, is diegene wat die ewige lewe in hierdie lewe ontvang het. Dis iets wat jy in hierdie lewe kry. Jesus sê, hy is hierdie lewe. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.
Die apostel Johannes skryf en hy sê, hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Hierdie lewe is in die seun. As jy die seun Jesus het, as jou verlosser en saligmaker ontvang het, hy jou redder, jou Here, jou meester, jou verlosser geword het in hierdie lewe, deur 'n daadwerklike bekering en vertroue geloof in hom, dan het jy hierdie ewige lewe ontvang. Jy het dit reeds. Dis iets wat vir jou voorlê om iewers in die toekoms in 'n ontvangs te neem nie. Jy het dit ontvang, dis jou deel, dis joune. Jy sal nie by hierdie plek van oordeel wees nie. Hulle kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hulle was geestelik dood, maar het geestelik lewend geword in hierdie lewe. Johannes 3 vers 19 sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Christus, Jesus en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. En dan is daar 'n gedeelte in die Bybel wat vir my elke keer laat sidder as ek net daaraan dink, wat nog te sê dit lees. Die mees onnigterende woorde in die Bybel vir my is in Matteus 7 vers 21 tot 23. Waar mense dink, selfs glo, selfs oortuig is van dat hulle op pad hemel toe is, en nie is nie. En dit eendag te laat gaan uitvind, wanneer hulle voor die Here staan. En Jesus dan die woord in die bergpredikasie in Matteus 7 vers 21 tot 23, en Jesus sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, en in die naam duiwels uitgedrywe, en in die naam baie kragtig gedoen nie. Here, ons het dit in die naam van Jesus, het ons al hierdie dinge gedoen, ons het gepreek, ons het mense gesond gemaak, ons het demone beveel om te gaan in die naam van Jesus. Here, dis ons, U moet my ken. Here, kyk tog net weer iewers daar in die boek van die lewe, my naam het daar iewers geskryf staan. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid doen. Ek weet wat dit is om weggejaag te word. Dit het al dikwels by 'n voordeur met miskien 'n traktaaitjie in die hand of 'n gesprek wat jy met iemand wil hê, as jy so by deure klop en met mense net bietjie wil oor Jesus praat en die evangelie deel. Ek meen, iemand het al sy hond op my gesit, ek het al 'n stuk van my mou van my hemp verloor, soos die hond my mou afgeskeer het, iewers in Natal, en baie sulke ontberinge gehad. En dat iemand jou wegjaag, sê jy moet weggaan. Maar het ons enige idee wat dit sou wees as die Here sê, gaan weg van my. Vanoggend sê hy nog, kom na my. Vanoggend sê hy nog, laat ons die saak uitmaak. Vanoggend roep hy, trek hy, met koorde van liefde, en met soveel bemoeienis na iemand, wie dalk ook dink soos hierdie groep, my saak met die Here is reg, en ek doen al hierdie wonderlike dinge vir die Here, en ek is lidmaat, en ek is op die kerkraad, selfs predikant, pastoor, sendeling, en wat ook al, ouderling, diaken, en ek is op hierdie bediening, en ek doen dit in die kerk, en ek maak so, en ek het al hierdie dinge, en ek doen dit vir die Here, en ek doen dit in die naam van die Here, soos hierdie, maar om eendag te hoor, ek het jou nooit geken nie. Sê vanmôre, ek ken die Here, maar die vraag is, ken hy jou? Hy weet van jou, het jou gemaak, is jou skepper, maar hy het jou al gewederbaar, dat hy jou redder persoonlik geword het. En dan die plek van oordeel, Openbaring 20 daarvan vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit,
voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar's geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Renaal se plek waar jou naam geskrywe moet wees. Wat gaan bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. Die naam is geskryf op baie plekke, kan selfs voor in jou Bybel geskryf staan, en selfs sou datum ook daar geskryf wees. Dit kan geskryf wees in die lidmaatregister van 'n kerkdenominasie. Maar die vraag vanoggend is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Want as dit nie daarin geskrywe is nie, dan sal jy saam met ander wie se name ook nie daar geskryf is nie, sê die woord van die Here, sal jy in die poel van vuur gewerp word. Wat 'n verskriklike gedagte. Die tweede laaste punt, Jesus was bestem om eenmaal te sterwe. God bepaal dat Jesus na die wêreld kom om eenmaal te kon sterwe, sodat alle mense deur hom kan lewe. Om in ons plek plaatsvervangend, om die sonde op hom te neem, die straf vir ons sonde te dra, dit te vat, sodat ek en jy vry daarvan kan kom. Ons ongeregtigheid op hom geneem, gedra, daarvoor gesterf, sodat ek en jy sy geregtigheid kan ontvang. Sodat ek en jy vry, verlos van sonde. Hierdie volmaakte, hierdie voldoende offer, dat hy die sondes van die wêreld op hom geneem het. En hy kom sterf om ons met God te versoen. 1 Petrus 3 vers 18 sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Jy sien, ons vyandskap met God, en dis hoe ons gebore word. Ons fisiese geboorte, ons hoef niks te doen om ongered te wees nie, ons word so gebore, fisies. En daar's vyandskap. Maar hierdie vyandskap moet in vriendskap verander. En in verhouding verander. Ons is nie as baba in hierdie lewe ingekom as kind, as mens, as persoon in 'n verhouding met God nie. Dit moet iewers in my lewe nog gebeur, dat ek met God versoen word. En dis wat Jesus kom doen het om ons tot God te bring. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van sy misdade na die rykdom van sy genade. En ek en jy kan nie van ons sondes ontslae raak nie. Ons het 'n verlosser nodig. Ek kan nie van my sondes vrykom, ek kan nie van hierdie ketting en bande en hierdie slawerny van sonde uit my eie loskom nie. Ek kan poog, ek kan probeer. Maar dit is soos sinkende sand, wat jy probeer om uit hierdie sinkende dryfsand uit te kom, en al jou pogings is enkel waan. Hoe meer jy probeer, hoe dieper sink jy daarin. En hoe minder kom jy daaruit, soos wat jy poog om probeer om daaruit te kom. Jy het 'n verlosser nodig, ons het 'n verlosser nodig. En Jesus het juis daarvoor na die wêreld gekom. Lukas 19 vers 10 sê, om te soek en te red wat verlore was. En ek wil jou vra, oom, tannie, man, vrou, seun, dogter, jy is familie, as vriende, as kollega, en wat jou verbintenis is met die familie en was met oom Mani. Ek wil jou by hierdie geleentheid vra of jy al ooit by 'n plek uitgekom het waar jy besef het dat jy is verlore. Nie hoe goed en wat 'n goeie mens jy is nie. Nie hoe gelowig jy is nie, maar hoe verlore jy is.
Ja, by daardie plekkie uitgekom om te besef en te erken, ek is 'n verlore sondaar. Die grootheid, die afskuwelikheid, die boosheid, die gruwelikheid van my sonde en my sonde toestand. En waarheen ek op pad is op hierdie weg waarop ek gebore is. En wat het jy daaromtrent gedoen as jy daarby uitgekom het? Is daar 'n hinkering, verlange? Het jy al ooit met hierdie verlorenheid na Jesus gegaan? Ons gaan na Jesus met baie krisisse probleme en met baie dinge en ons vertrou hom vir baie dinge. Maar het jy hom al ooit vertrou om jou te red en jou verlore siel te kom red en vry te maak? Het jy al ooit tot 'n daadwerklike bekering, 'n omdraai, 'n verander van rigting en selfs van gedagte en denke omtrent jou sonde en wie God is? So draai gemaak na die Here wat jou roep en trek en klop en jou vertroue alleen in hom geplaas. Net op hom vertrou om jou te red. Dit was die lewe, dit was die getuienis, dit was die getuienis wat oom Mani gedeel het en dikwels van gepraat het en heen gewys het na so 'n oomblik, so 'n plek in sy lewe waar hy in diepe berou oor sy sonde, verlorenheid na die Here gedraai het, hom bekeer het en op Jesus vertrou het. Iemand het gesê, don't plan to repent at the 11th hour, you may die at 10:30. So moet jy dink, daar gaan 'n 11de uur of 'n sterfbed bekering wees nie. Daar mag dalk nie so geleentheid wees, dit mag dalk jou laaste kans wees wat die Here vanoggend gee. Die laaste punt, wat ek ook net vlugtig wil noem en iets oor sê, is Jesus is bestem om weer te kom. Jesus is bestem om weer te kom, het ons in vers 28 van Hebreërs 9 gelees, en hy kom om sy kinders te kom haal. God het 'n dag bepaal, en God gaan sy seun Jesus stuur, op daardie dag bepaal deur hom, om sy bruid, sy kinders te kom haal. En Jesus het gesê in Johannes 14 vir sy disippels, daar in vers 1 tot 3, het hy gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dis hierdie wonderlike verwagting en hoop van elke kind van die Here, dat Jesus berei 'n plek vir my in die hemel voor. Hy wat my kom red het en in my lewe kom woning maak het. Daar is hy hemelse ewige woonplek, wat hy gereed maak, om my te kom haal, en saam met hom te neem, sodat ek vir altyd en ewig kan wees waar hy is. En daarom sê ons dikwels, en selfs altyd, by so 'n geleentheid vir die kinders van die Here, is dit nie tot siens nie. Dis tot weersiens. Ons gaan mekaar weer sien, as ons mekaar in hierdie lewe groet, en iemand gaan vooruit om met Jesus te wees. Maar daar is 'n ander gedagte wat ek ook mee ten slotte wil by jou laat, en dit is dat sommige gaan loon ontvang, en ander gaan skade ly. Soos daar 'n groot wit troonoordeel wag, 'n plek van oordeel vir die ongeredde, die wat nie weergebore is nie, is daar 'n plek, die Bybel praat van die regterstoel, 'n plek van beoordeling, 'n plek van krone, van beloning. Maar Jesus sê in Openbaring, hy sê, kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. 1 Korintiërs 3, hy sê, as iemand se werk bly staan wat hy gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. En daarom kan jy nie vanoggend sê ek is gered, en ek gaan maar aan my lewe soos wat ek wil nie, en ek maar so 'n moeg getroffe geestelike lewe, en ek troos myself, ek is 'n kind van die Here, ek is weergebore, ek is op pad hemel toe. Ek is tog op pad hemel toe. Kan sekerlik so wees, maar ons moet vanoggend ook herinner word dat jy gaan of loon ontvang, of skade ly, as jy voor Jesus staan. En dan 'n laaste gedagte,
onder hierdie gedagtes, sommige sal Jesus ontmoet met vrymoedigheid en ander met skaamte. Sommige met skaamte, ander met vrymoedigheid. 1 Johannes 2 vers 28 sê nou, my kinders bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Hoe gaan jy Jesus ontmoet? Gaan dit met vrymoedigheid wees? Dat as hy op 'n oomblik kom wat jy dit dalk nie so verwag het nie, of waarmee jy sou besig wees, of wat jy sou kyk, of wat jy sou doen, of jou verhoudinge in jou huwelik, of met jou kinders, of met jou kollegas, of jou bure, en Jesus sou verskyn om jou te kom haal in daardie oomblik. Sal dit so wees dat jy met vrymoedigheid om tegemoet gaan? Of met skaamte? Met skaamte. Verwag jy hom? Is ons harte gediere gevul dat die Here enige oomblik kan kom? Is jy gereed? Is jy besig om gereed te maak? Ons het môre 'n trougeleentheid waar ek 'n paartjie in die huwelik bevestig. En daar is soveel voorbereiding. Daar is soveel gereedheid. En hierdie bruid in haar skoonheid daar te verskyn wanneer die pa gaan afgee aan die bruidegom. Die klere, die gelaat, die hare en alles so presies, vlekkeloos, onberispelik vir haar aardse bruidegom, gereed gemaak, voorberei om hom te ontmoet. En haar die gesig elke keer wanneer daar die bruid afgestap kom om te sien hoe hierdie bruidegom kyk en vir homself sekerlik sê ek het in my lewe nog nooit iets so mooi gesien nie. Mooier as mooi. Die mooiste. Nou vra ek jou as kind van die Here, jy wat bely is weergebore, want hierdie gereed maak, hierdie verwag op die Here te verwag is iets aktief, nie passief nie. En as jy verwag iemand jou kom haal, kom optel vir iets, dan is jy tog gereed. En jy maak jou gereed. Ek wil vanoggend afsluit vir jou net weer te vra, hoe lyk jou saak met God? Is jy seker? Weet jy dat jy weet dat jy weet? Is daar miskien onsekerheid of twyfel? Of ek dink so, of ek hoop so, of ek sal maar sien as ek eendag voor die Here? Nee, die Bybel sê sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. Dit staan in die Bybel. 1 Johannes 5 vers 13. Sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. Jy het dit of jy het dit nie vanoggend. Maar jy moet weet dat jy weet dat jy weet dat jy dit het, dat jy aan die Here behoort. Wil jy nie vanoggend hierdie geleentheid aangryp by so 'n begrafnisrede en sê, Here, ek het dalk vir baie lank gedink, gehoop, maar ek het vanoggend besef, ek is nie weergebore nie. O gelowig en 'n lidmaat en ek doen al hierdie dinge in U naam en vir U naam. Maar Here, ek ken U nie regtig as my persoonlike saligmaker en verlosser. Ek het nie 'n verhouding met U nie. Daar's nie enige teken van U in my lewe en in my wandel en my verhoudinge nie. En ek wil vanmôre kom. En hierdie verlosser van 'n oom Mani de Villiers wil ek ook vanmôre kom aanneem in die geloof. My bekeer van my sonde en my lewe na die Here bring, dat hy dit nuut vir my nuwe hart, nuwe mens en in my lewe kom woon, my kom red. God het bestem dat die mens eenmaal sal sterwe. God het bestem dat die mens geoordeel sal word. Jesus was bestem om eenmaal te sterwe en Jesus is ook bestem om weer te kom. Amen. Kom ons sit net so daar waar jy in die sitplek sit. Kom ons buig net so 'n oomblik in gebed. Dierbare Here, as ons so luister na U woord
en die oproep en die uitnodiging. Dink ons aan Paulus wat vir die gemeente in Korinthe gesê het, ondersoek jouself. Maak seker, toets jouself of Jesus Christus werklik in jou woon. Hy kan vir jou 'n geneesheer wees, hy kan vir jou 'n voorsiener wees. En jy kan vanoggend sê, ek ken hom, ek het hom lief. Hy is vir my so goed, hy doen so goed. Maar ek ken hom nog nie as my persoonlike verlosser en my persoonlike saligmaker. Ek het nog nooit met my verlorenheid na Jesus gekom nie. Hy wat gesê het, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore was. En Here, U red verlorenes. Dis die mense wat U red. En hoe sukkel ons as mens om by daardie punt te kom van erkentenis te bely, ek is toe nie so 'n goeie mens nie. Ek is verlore en ek het 'n verlosser nodig. En om my te bekeer van my sonde en vertrou in Jesus te plaas. En ek bid vir so iemand wat in hierdie oomblikke dalk in so 'n beslissingsoomblik verkeer, van 'n stryd verkeer. Bid dat U so iemand vanoggend sal red, sal vrymaak. Wanneer so iemand kom met hulle hele hart en vra na U met hulle hele wese. Want U sê kom nou laat ons die saak uitmaak. U sê vandag is julle my stem hoor, verhard nie julle hart nie. Nou is die tyd van welbehae, nou is die tyd van heil. Nie môre nie, nie later nie, nou. Want ons is sterwende wesens wat nie weet hoeveel tyd of dae van ons lewe hier op aarde nog oor is nie. En dat iemand by so 'n geleentheid, by so 'n herdenking, by so 'n huldeblyk, by so 'n begrafnisdiens Jesus sal ontmoet en die ewige lewe sal ontvang, uit die geestelike dood lewende gemaak sal word om geestelik te lewe. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons gaan die slotsang sing. Die Here daar op die blaadjies hier oopmaak, Amazing Grace, al daardie verse staande. En dan wil ek sommer nou al reeds vir Dominee Bill Barkley vra om direk nadat ons hierdie pragtige lied gesing het, hiervoor dan die huldeblyk en dan ook die bedankings te doen, dan ook namens die familie. Kom ons staan.
Liewe Lenet, Tino, Melissa en Rika en elke ander familielid en dierbare vriend ook hier, medegelowige. Het is vir my 'n baie besondere voorreg om gevra te wees om die Hildeblyk hier vandag te bring, waarin ons vertrou en poog dat in en deur broer Mani se lewe en sy heengaan en alles wat ons van hom kan sê of kan dink, die Here verheerlik sal word. Ons is nie hier om 'n mens te verhoog of te verheerlik nie, maar dat deur die pad wat die Here met 'n mens loop, hy verheerlik sal word. Vergun my net eers om namens die Bybelstudiegroep of die senior burgers van die gemeente in die EG Kerk Tygerberg hierdie Hildeblyk ook oor te dra. Dit maak my taak ook soveel makliker en ek deel dit graag net met u. Hildeblyk van die EG Kerk se senior groep. Ons sal ons geestelike broer, ons vriend en ons ou ankeltjie, so het sommige hom genoem. Ons sal hom verseker baie mis. Hy was die oudste manlike lid van ons groep, maar behalwe vir onvoorsiene omstandighede was sy plek nooit leeg nie. Altyd by die Bybelstudies, eredienste en uitstappies. Hy was ons snoek en vleisbraaier en daarin was hy 'n meester en daarin het hy niemand se hulp verwelkom gevra nie. Hy kon dit alleen doen en gesorg dat dit reg gedoen word. Hy het so mooi gevra dat ons moet asseblief weer 'n slag braai. En dit was beplan vir eerskomende Dinsdag die 23ste. Die Here het hom egter vroeër kom haal en ons weet dat oom Mani nou nie meer wil braai nie. Hy was vir ons 'n voorbeeld in getrouheid in sy liefde vir die Here en vir die Here se woord en ook sy liefde vir ons, sy mede-seniors en medegelowiges in die Here. Ons dank die Here vir hierdie broer in Christus wat so 'n kosbare deel van ons lewens was. Dit dan uit die hart van ons senior groepie in die gemeente. Ek het broer Mani die afgelope 12 jaar geken, eintlik met so 'n jaar moet ek vir hom oom sê. Ek het hom ook maar as oom aangespreek, het was moeilik met Lenet, terwyl ek Lenet in ag neem vir hom oom te sê, maar ja, hy was ons ankel, en ek dink nie net 'n ankeltjie wat die dierbaarheid betref nie, maar ankel ook ten opsigte van sy gestalte, besondere gestalte wat hy uitgestraal het. Kort na my kennismaking met broer Mani het ek ontdek dat hy 'n kranige stoeier was en dit ver gebring het. Tot op daai stadium het ek gedink ek was 'n kranige stoeier in my kinderdae, maar toe kom ek agter ek wou graag een wees. Want toe sien ek wat kon ek word en wat oom Mani in werklikheid was. Toe ek gevra is om hierdie Hildeblyk te bring, het oom Mani voor my verrys as hierdie stoeier, WP stoeier, jarelange stoeier. Ek het vroeg op hoërskool het ek opgehou en nou ja, hy het nie vir OP gestoei nie, hy het vir WP gestoei. En daar was 'n redelike verskil. Hy het nie in die papiergewig of vlieggewig gestoei nie, maar in die bietjie hoër gewig, miskien 'n liggewig of selfs 'n weltergewig. Maar so het hy uitgestaan en voor my verrys en het ek sy lewe gesien as 'n stoeier in God se stoeikruit. Ja, vriende, wat sy aardse lewe betref, sowel as wat sy geestelike lewe betref. En ek wil aan die Here hulde bring, terwyl ons in hierdie
huldeblyk vir die werk wat die Here in sy lewe gedoen het, dat hy ook so met oom Mani in hierdie stoeikruit was. Miskien sal u dit bietjie beter verstaan later as ek dit deurtrek na die skrif. Wat sy aardse lewe betref, oom Mani het gestoei met valse leraars. Nadat hy tot bekering gekom het, nadat hy die skrif kon verstaan, geweet het wat die waarheid van die woord is, en 'n absolute obsessie gehad het, tereg ook so, om die Bybel te glo soos dit is, en die Bybel te verstaan soos dit daar staan. En in hierdie stryd van hom het hy vroeg nog in die NG Kerk hom geskaar by daardie predikante, hom met hulle vereenselwig wat die woord van God lief gehad het, en wat aan die woord van God getrou gebly het, en wat die dwaalings weerstaan het. En menigmaal het hy by my gekom met uitknipsels uit die Burger, of uitknipsels uit 'n tydskrif. Kyk wat sê die man, kyk wat sê daai. En dan het hy van die vroeër kennisse en selfs goeie vriende uit die NG Kerk aangehaal. Maar dominee, so en so het dit gesê altyd. En hoe kan hierdie goed nou geduld word? So het hy die dinge verwerk en hanteer, wat dikwels ook die hoofopskrifte gemaak het in die koerante, met betrekking tot die teologiese onderrig aan ons universiteite, en veral op Stellenbosch. Ja, hy het gestoei met hierdie dinge, en hy wil altyd weet by ander, maar hoe kan dit wees? Wat sê die Bybel dan? Maar terwyl hy so stoei met hierdie geweldige en ook Bybelse profetiese woord van die afvalligheid van die geloof en van die valse leraars en van die dwaalleringe, het hy ook gestoei met die Bybel self. In sy binnekamer het hy 'n studeerkamer gehad, soos wat baie van ons predikante miskien nie het nie. En daar was hy dikwels, soos hulle net altyd vir my gesê het, nee, hy's daar in die studeerkamer besig. Hy's besig met die Bybel. En kon hom sien as jy daar ingaan en daar gekyk het, kon jy sy liefde vir die woord sien, met ander vertalings, met ander kommentare en so meer. En so in hierdie proses het hy baie interessante ontdekkings gemaak, wat hy so graag na elke Bybelstudie met ons leraars gedeel het. Dominee, weet jy hoekom die diere so agter Noag aangegaan het, in die ark gegaan het? Het jy al daaraan gedink? En dan het hy nou 'n mooi storie gehad. Een van die jongstes wat hy met my gedeel het was, het jy al gedink toe Samson die leeu verslaan het, en daarmee gestoei het, en die Bybel sê sy ma en pa het niks geweet nie. En hier kom die stoeier in oom Mani uit. As jy met 'n leeu geworstel het, dan gaan jy mos vol bloed wees, en krapmerke, en wie weet alles. Hy sê, hoe moes hy daai leeu verslaan het? Hy het nie eens 'n merkie gehad nie, want sy ma en pa het nie geweet dat hy die leeu verslaan het nie. Hulle sou moes gevra het, wat het aangegaan, wat het met jou gebeur? En so het hy deur die Bybel gewerk. Ja, met hierdie interessante ontdekking. So sien ek hierdie stoeier in die stoeikruit om oorlewing, fisies. Hy was nie sonder fisiese terugslag, liggaamlike probleme nie. En veral kort na die tyd wat ek hom leer ken het, die pad wat ek geloop, dikwels net saam met hom in die intensiefsorgeenheid was, en hy al hierdie prosedures deur is, en met tye wat ek hom daar kon besoek, altyd blymoedig en altyd 'n goeie stryder, iemand van wie die dokter sê, en ek het al dokters hoor sê, man, jou kop is reg, jy sal nie 'n probleem hê nie, jy sal deur hierdie ding kom. Van oom Mani kon ons sê, man, jou hart is reg. Hy het 'n moedige hart van 'n stoeier, het hy geopenbaar in sy fisiese of liggaamlike terugslag. Ja, hy het gestoei, ook met sy bediening. Keer op keer het ek probeer om vir hom te laat verstaan, maar oom Mani, daar kom maar 'n tyd wat 'n mens moet oorgee.
Maar Romani het sy plaasbediening onder die plaaswerkers, veral hulle kindertjies, het hy so hoog, so belangrik geag, dat hy sy eie gesondheid, sy omstandighede, sy vermoëns tweede gestel het. En hoe het hy ten spyte van alle teleurstellings, die beskikbaarheid van 'n plek, ten spyte van die inbrake en die verliese, het hy maar altyd voortgegaan en altyd maar ondersteuning gekry van mense wat hom in staat kon stel om net weer 'n klankstel daar te hê en net maar altyd iets te hê om vir die kindertjies te vat en hulle daarmee te bedien. Dit was sy hart, dit was sy siel en hy daarmee gestoei. Maar ook in sy betrokkenheid het hy gestoei om hierdie plek van hom altyd vol te staan. Ek onthou meer as een keer wat hulle net vir my sê, "No, Mani was dressed and he was in the bakkie already." And then he realized that he's not well. Toe kom hy agter, maar ek kan regtig nie. Ek kan regtig nie. En hy het maar kom lê. Hy het gestoei om in sy betrokkenheid tot die uiterste getrou te kan bly. Hy het gestoei in sy voorsorg vir wanneer hy nie meer daar gaan wees nie. En ek weet seker nie die helfte nie, maar een ding weet ek, op 'n dag het hy vertel, ek dink hy het geval uit die boom, hy het gevra, "Maar wat soek jy in 'n boom?" Toe sê hy, "Nee, maar ek moet 'n trappie daar bou, want hulle net gaan nie die vrugte bykom as ek nie meer daar is nie." Toe het hy vir haar hierdie trappie gebou, en hy stoei in hierdie voorsorg. En in hierdie stoei rondte het hy hard geval, hy's amper gepen, maar die wat nou nie weet van stoei nie, hy's nie vasgedruk en daar bly lê en uitgetel nie. Hy het weer opgestaan en hy het voortgegaan hiermee. Maar dan net in hierdie huldeblyk aan Brumani en ons nagedagtenis aan sy lewe, dink ek maar aan sy geestelike stryd as met sy lewe in die stoeikruit van die Here. En dit het my laat dink aan Jakob, van wie die Bybel sê dat God het met Jakob gestoei. En dit was my die wonder in die lewe van Brumani, vandat die Here hom kom ontmoet en hom aan hom openbaar het, was dit die Here wat met hom gestoei het, om sy verlorenheid, sy verdorwenheid, sy ongeloof te besef en te bely, ten spyte van sy vorm godsdiens, waarin hy sterk gestaan het, en hy oorgegee het. Hy oorgegee het en kon getuig van hoe hy die Here gevind het, en hoe die Here hom vergewe het. Maar saam met dit dan, lees ons van Jakob, net 'n paar verse verder in Genesis 32, nadat ons lees in vers 24, dat 'n man met 'n hoofletter M, God, het met Jakob gestoei, dan lees ons dat God vir Jakob sê, jy het gestoei met God en met die mens, en jy het oorwin. En hierdie geestelike geveg, wat ons stry en mee kan vereenselwig, waarin ons aan die Here hulde wil bring, was nie Brumani gespaar nie, want Paulus sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed in die eerste plek nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hy het geworstel met die duiwel, hy het geworstel met sonde, hy het geworstel met die wêreld, hy het geworstel met mense. En dan kom die Here, en die Here sê wat Jakob betref, jy het oorwin. En dit het vir my so bemoedig en getroos in die pad wat die Here my gegee het om saam met Brumani te loop, dat die Here is die skeieregter. Die Here is die een wat sal sê, wat bepaal, wat reeds bepaal het, of jy oorwin of nie. Soos in die baie opsigte in Brumani se lewe, waarin hy saam met Paulus kon sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het hierdie stoei geveg, het ek voltooi, ek het die geloof behou, dat ons kan weet, die Here is die regverdige regter daaroor, maar dat ons kan weet in hierdie stoeikruit of stoeikruit van God,
is hy met ons. En hy wat die stryd vir ons stry, verseker die oorwinning ten spyte van ons grootste tekortkominge. Ten spyte van ons grootste gebreke. En ons bring aan die Here die hulde vandag, dat dit waar is van Romani, dat in daai stoeikruid die Here vir hom die stryd gestry het tot oorwinning toe. En die oorwinning is nie in Mani de Villiers nie. Dit is in Jesus. En ons verlustig ons daarin. Vriende, my voorreg om dan net ook namens die familie en dan ook spesifiek dan Lenet en Tino ook die algemene en spesifieke bedankings te doen hier. By die begrafnis van Hermanus Johannes de Villiers, graag dan hierdie bedankings namens die de Villiers familie. Eerstens ons hemelse Vader. Daar is dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader wat hom aan ons geskenk het vir meer as 88 jaar, as ook die goeie jare wat ons saam met hom kon deel. Hartlik dank aan Netcare Hospitaal, die mediese personeel, spesialiste en huisdokter. Die familie betuig hul dank vir jul deernis, empatie en professionele mediese sorg wat julle verleen het. Aan die Evangelies Gereformeerde Kerk Tygerberg, die predikante Dominee Ian Coetzee en Dominee Gerard Kreur, die predikante in diens, en ook dan aan my as emeritus leraar. En dan die geestelike, of dank vir die geestelike versorging vir die familie, of aan die familie deurentyd. Familie is opreg dankbaar teenoor julle as leraars hiervoor. Baie spesiale dank aan Onrusrivier NG Kerk vir die vergunning en beskikbaarstelling, die gebruik van die kerk, as ook aan die koster en die orgelis vir julle dienste. Baie dankie aan die dames wat verantwoordelik is vir die verskaffing, die bediening van die verversings. Familie en vriende, baie dankie vir julle gebede. Dankie vir julle telefoonoproepe, julle ook oorseese oproepe en boodskappe vir ondersteuning langs sy hospitaalbed in die intensiewe sorgeenheid, as ook die wat van ver gereis het om vandag hierdie begrafnis by te woon. Baie dankie aan die begrafnisondernemers, Afbob, vir julle dienslewering by ons geliefdes se afsterwe by die hospitaal, die vervoer na Hermanus, as ook die ter aardbestelling. André Volgraaf van die Tygerberg kantoor. Baie spesiaal ook 'n woord van bedanking aan jou vir die ondersteuning en behulpsaamheid aan die familie op 'n baie teer stadium. Ons vra verskoning indien daar enige iemand is wat per abuis uitgelaat is en nie hier by name bedank is nie, maar weet, miskien sal daar later aan 'n naam gedink word, weet, jou aandeel word opreg waardeer. Dan net van Lenet se kant ook persoonlik hierdie woordjie van dank. I would just like to thank the children for their support during this difficult time for us all. Rika, thank you for all your assistance and help with all the arrangements. Sarita, thank you for flying down from Johannesburg to have been with your father 9 days before you had to return to Johannesburg. Thanks for your help with the arrangements via WhatsApp.
Michelle, Main's granddaughter, thanks for flying down with your mom to pay your last respects to her opa. I want to thank Francois Main's grandson in New Zealand, his wife, and Main's great-grandchildren for their support. Tina, thanks for being my rock and standing steadfast in your decision not to leave your father's side. Rika, Tino, Lynette, and Sarita, in spirit you stood next to his bed, spoke to him, prayed for him in his final hours. It was a privilege saying our final goodbyes to Mani. He had his family with him, which is a great comfort. He was not alone. Thank you, Emile Kotse, Main's nephew, who was prepared to donate his kidney if Mani needed one. Jammer vir die Main wat ek heeltyd lees in plaas van Mani. Dis nou rooi nek Mani spel. Maar dit was haar Mani, hierdie Main man. Thanks, Emile, for it's most appreciated by the family. I would just like to thank his brother Johan and sisters Deline, Marty, and De Valera for being here today. A special thanks to Anna Pretorius for the catering. Dit aan die Hildeblyk en bedankings. Ons gee nou oor aan Dominee Kotse. Dominee Bal, baie dankie vir die gepaste, kosbare wyse waarop die Hildeblyk en ook die bedankings hanteer is. En ek wil vir u dan as die gaste hier, familie, vriende, namens die familie uitnooi. Daar gaan heerlike verversings wees, weer as ons terugkeer hier in die saal. So ons gaan dan nou van hier af vertrek na die Onderrisrivier begrafplaas. So ek vra dat u voertuig se hoofligte aanskakel en dan vir die ter aarde bestelling, en dan as dit afgehandel is, dan kom ons, as dit vir u so moontlik is, almal weer hier by mekaar in die saal, is alles daar voorberei. Ek gaan vra dat u almal staan, en dan gaan ek die name van die draers roep, en dan kom u vorentoe, soos wat ek u naam noem. Maar kom ons almal staan. Tino de Villiers seun, en dan ek self, François Lacocque swaar, Emile Kotse neef, Herman Pieters neef, en dan ook Carlo Herselman as vriend van die EG Kerk.